Goeiemôre familie, geliefdes. Wat 'n wonderlike voorreg het ons om vanmôre hierso by mekaar te kan wees. Rita het verskoning gemaak vir vanoggend se diens. Sy voel glad nie lekker nie. Dit glad nie wat daar aan die gang is nie, maar sy het verskoning gemaak. So my tegniese span het Charmaine geword. Maar hier is ons en dit is 'n wonderlike voorreg om hier te wees. Eintlik 'n warm week. Dit is 'n somersweek gewees hierdie. Ek het meer kortbroeke hierdie week gedra as enigiets anders wat baie lekker was. En dit was lekker om 'n bietjie in die son te kon wees en buite te kon wees en te kon voel hoe die son op 'n mens skyn. En eintlik te kon sien, al is dit nou 'n bietjie vroeg, ek weet dit is nou taamlik te vroeg, maar daar's blommetjies wat uitgeloop het en begin blom het en ag dit lyk sommer net weer mooi. Dit is nou 'n bietjie vroeg, maar dit was lekker om hierdie week die mooi in die aarde te kon raak sien en in die wêreld te kon raak sien. My seentjie is gister 4 maande oud. Kan dit nie glo nie. Kan dit nie verduidelik nie, ek kan dit nie verstaan nie. Dit voel vir my gister was hy gebore en daarso was hy skielik so 4 maande oud en dit is so ongelooflik om te kon deel wees van die ou se proses. Hoe hy groei, hoe hy vorder, hoe hy vat nou al so op sy voetjies en hy begin nou al so 'n bietjie omdraai. Nou, volgens Rita is hierdie nou alles mylpale wat hy moet bereik. Ek weet nou nie van al die goed nie, maar hy begin nou al allerlei goedjies doen en hy kyk vir 'n mens en dan lag hy. En hy smile vir jou, hy is verskriklik vriendelik. Seker sy ma se gene. En dit is so ongelooflik om te sien hoe die ou groei. En hoe hy net perfek geskep is. Hoe hy net so, kyk elke ouer voel so, maar my kind is die mooiste kind in die hele wêreld. Hy is so perfek. En daar is net een manier hoe 'n ding so perfek kan wees, is wanneer die hand van die Here daaraan betrokke was. Wanneer die Here se hand daar was om te vorm. En ek wil julle groet vanmôre, familie in daai naam. In die naam van 'n God wat sê, ek vorm julle. Ek vorm julle perfek. Elkeen van julle is perfek uit my hand. Ons het vanmôre die geleentheid om vir Ian en vir Karla te doop. Uiteindelik, sal ek sekerlik sê. Maar ons het die geleentheid om hierdie 2 kinders, waarskynlik julle wat hulle ook ken, die 2 beste gemanierde kinders wat ek in my lewe ontmoet. My kind, die dominee se kind moet met julle speel, want dan gaan hy maniere leer. Dan breek ons daai grappie van die dominee se kind wat al 3 stoutste is. En ons het die wonderlike geleentheid om vanmôre vir hulle te doop en te deel in daai oomblik vir hulle as ouers, vir hulle as kinders, vir hulle as familie. En die Here sê, jy is perfek gemaak, net soos wat jy is. Baie welkom, heel familie. Kom ons bid net. Liewe Here en Hemelvader, Here Jesus, baie dankie dat ons vanmôre hier saam kan wees. Dat ons hier kan wees en U naam heilig kom maak. Dankie dat ons vanmôre kan deel in U woord vrylik, openlik. Dat ons kan deel in die doop, die heilige doop, Here. Dankie dat U hier is by ons, dat U teenwoordigheid rondom ons is, by ons is, en dat U vir ons die vrede gee. Here, seën ons wanneer ons die woord gaan oopslaan, seën ons wanneer ons by die doop gaan kom, en seën ons in elke oomblik van ons lewens, Here. Dankie dat ons op U kan vertrou, en dat U beloftes altyd sal bly staan. Ons loof en ons prys U naam. Amen. Familie, daar is nie eintlik enige afkondigings, behalwe dat 'n gedeelte van die kollekte, onthou die kollekte word by die deure opgeneem, gedeelte daarvan gaan vir die gemeentebedieningsfonds. Volgens die boekie is daar geen verjaarsdae hierdie week nie. Hierdie komende week, die week wat kom. Is dit reg? Weet iemand van iemand wat verjaar? Dit voel vir my so snaaks as daar niemand verjaar nie. Voel jy moet daar 'n verjaarsdag opmaak. Maar ons het geen verjaarsdae hierdie week nie.
En dan het ons, in ons nuusbrief, het sou julle gesien het, is daar klomp informasie van die kerk deurgegee. In die nuusbrief was die bazaar se datum gesê as die 4de September, dit is verkeerd. Moenie na daai datum luister nie, die datum sal deurgegee word op 'n bietjie latere stadium, maar weet net dat die bazaar op pad is. Ons het laas jaar 'n verskriklike lekker bazaar gehad, dit was verskriklik lekker geweest, groot sukses geweest, so kom ons vat hande en ons doen dit weer. So wanneer jou mense met jou kontak maak, hulle sal binnekort met hulle gesels, kom ons help om hierdie bazaar weer lekker en nog lekkerder as verlede jaar te maak. Ek sê geen verjaarsdag hierdie week nie. Ons gaan 'n lied sing, eintlik 2 liedere wat in een gekombineer is. 'n medley praat hulle van in Engels. Maar ek wil ons moet dit sit en doen. Ons gaan nie opstaan om dit te sing nie. Dis 2 liedere wat ons ken. Wat ons goed behoort te ken, maar ek wil dit as 'n aanbiddingsoomblik gebruik. So kom ons net daar waar ons sit. Kom ons sing. Saam, as jy nie wil sing terwyl jy sit nie, as dit jou ongemaklik maak, is jy welkom om net te luister. As jy wil staan, is jy natuurlik baie welkom. Kom ons sit en ons sing die 2 liedere. Ons eer U, ons loof U, ons aanbid U. Ons is U gemeente hier te saam. Hoor ons as ons sing, U ons loflied bring. Troon
sê, het ons vanmôre die wonderlike geleentheid om kinders van ons gemeente te doop. En ek het gedink ons gaan vanmôre, of dit sal 'n goeie idee wees as ons vanmôre 'n bietjie gesels oor wat dit beteken dat ons gedoop is. Wat dit beteken wanneer ons hier kom staan, ons kinders doop, maar ook vir ons elkeen wat ook gedoop is. So om dit te doen gaan ons 'n bietjie lees uit Galasiërs 3 uit, Galasiërs 3 vers 21 tot 29. En die opskrif hier is slawe en seuns. Interessante opskrif. Maar dit is 'n wonderlike stukkie teks. Galasiërs 3 vers 21 tot 29 wat sê: Wil dit nou sê dat die wet van Moses in stryd is met die beloftes van God? Beslis nie. As 'n wet gegee was wat in staat was om die ware lewe te skenk, sou 'n mens inderdaad vrygespreek kon word op grond daarvan dat hy die wet onderhou. Maar volgens die skrif is die hele wêreld vasgevang in die greep van sonde. Die belofte word dus vir die gelowiges vervul alleen op grond van die geloof in Jesus Christus. Voordat hierdie geloof gekom het, is ons deur die wet gevange hou en bewaak totdat die tyd van die geloof sou aanbreek. Ons was dus onder toesig van die wet totdat Christus sou kom, sodat ons deur te glo vrygespreek sou word. Maar nou dat die tyd van die geloof gekom het, staan ons nie meer onder die toesig van die wet nie. Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God, want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. En tot sover. Familie, ek wil vanmôre gou begin, of kortliks begin deur iets te sê oor die verskille tussen ons, wat vanoggend hier is. En daar is mos nou sigbare verskille tussen ons. Ons lyk nie dieselfde nie, ons trek nie dieselfde aan nie. Ons almal is nie ewe oud nie. Dit is nie so of die sigbare verskille tussen ons. Maar dan is daar ook die onsigbare verskille tussen elkeen van ons. Ons almal dink nie dieselfde oor goed. Ons het nie dieselfde standpunte oor dinge nie. Van ons is introverte, van ons is ekstroverte, van ons is die meer ernstige tipes en van ons is ander meer, is dalk bietjie meer grapperig. Hierdie verskille tussen ons familie bestaan omdat ons anders gemaak is. Omdat God ons elkeen anders geskep het, wil ek sê. En in die beginsel daarvan is dit baie goed. Ons is almal mos nou deel van een liggaam, of dan nou van die kerk wat die liggaam van Christus is. En elkeen se andersheid, elkeen se verskille maak dat die liggaam die verskillende dele kry wat hy nodig het om volledig te wees. Dit gee 'n stuk balans. Dit gee 'n geleentheid vir verskillende bydraes, verskillende moontlikhede vir vooruitgang, verskillende maniere van leef teenoor mekaar. Nou die verskille tussen ons het 'n inherente gevaar ook daarbij. Want verskille en verskeidenheid beteken ons nou ongelukkig dikwels vir ons verskeurdheid. Hierdie gevaar bestaan eintlik maar so altyd. Veral daar waar mense die houding het van maar ek is reg, net ek is reg. Of die houding het van maar bly jy nou maar eerder stil want jy weet nie waarvan jy praat nie. Ek weet. En dikwels, familie, dit is eintlik die tragiese van hierdie ding. Voltooi hierdie verskille onder ons 'n geweldige kringloop. Hy maak die sirkel klaar. Omdat ons nou nie van 'n ander persoon se standpunt hou nie, hou ons dan sommer ook net nie van daai mense. Nou ons stem nie met jou saam dat die Blou Bulle die beste rugbyspan is in die wêreld nie. So dan hou ons ook nou net nie van jou. Punt, klaar. En dan maak liefde plek vir haat, vir woede. Maar al hierdie verskille onder ons, tussen ons, word deur een ding oorskadu, deur een saak oorskadu.
Daar is een saak of een ding wat ons almal met mekaar deel, wat ons almal in gemeen het. Wat al die verskille tussen ons eintlik in wese van die tafel af behoort te vee. En dit is die feit dat ons gedoop is. Nou watter een van die twee, die feit dat ons verskille tussen ons het, of die gemeenskaplikheid van ons almal se doop, watter een van die twee weeg gewoonlik die meeste in ons daaglikse lewens met mekaar? Dit bly jammer vir my dat 'n mens, as 'n mens na die wêreld kyk, dat jy sien dat die verskille tussen ons eintlik maar altyd swaarder weeg. En dat ons so verskil van mekaar, dat die goed waaroor ons saamstem, of die goed wat ons in gemeen het met mekaar, naderhand eintlik glad nie meer tel. Ja, vir Christene, familie vir gelowiges, kan dit nie so wees nie. Vir ons as kinders van God behoort die feit dat ons gedoop is, die swaarste te weeg. En dit is waarskynlik 'n baie ernstige uitspraak, sou ons seker kon sê, maar dit is hoe dit behoort te wees. Die feit dat ons almal gedoop is, behoort ons mos saam te bind tot eenheid, tot rustigheid, tot vrede. Nou, hoekom moet dit doen? Kom ons antwoord die vraag, deur te gaan kyk wat gebeur wanneer iemand gedoop word. Wat gebeur wanneer 'n mens gedoop word, kan verduidelik word met 'n storie. Nou weet ek hou van stories. Nou kom ons sê, ons het 'n stad. 'n verskriklike mooi stad met 'n baie hoë muur rondom die stad. En binne in die stad bly daar eenvoudig 'n doodgewone samestelling van mense. Dis oues en jonges en leiers en die volgelinge, die skrynwerkers en die kunstenaars, werknemers, werkgewers, gesondes, siekes, 'n normale samelewing binne in hierdie stad, binne in die mure. Buite die stad is daar 'n weermag wat die stad wil oorval. 'n verskriklike groot weermag wat die stad wil inneem en hom wil kom verwoes. Nou, 'n gewone mens, 'n gewone lid van die stad kan nie uitgaan en met die generaal van hierdie weermag gaan praat nie, hy kan nie met hom gaan onderhandel nie. Want die persoon, die normale mens op die straat, as ek dit so kan sê, verteenwoordig nie almal wat in die stad bly. Die koning van die stad of die leier van die stad kan egter wel uitgaan en met hierdie generaal van hierdie weermag gaan onderhandel. Want hy of sy verteenwoordig almal wat in hierdie stad bly. En dan wanneer hy na buite toe stap om met die generaal te gaan onderhandel, raak hierdie onderhandelinge almal wat in die stad bly. Want hy verteenwoordig, hy tree namens almal in die stad op wanneer hy met hierdie generaal gaan gesprek voer. As sy onderhandelinge suksesvol is, dan word almal gered, en as dit misluk, dan gaan waarskynlik almal verlore gaan. Ons kan dit op 'n ander manier ook sê, op 'n bietjie vreemder manier. Terwyl die koning of die leier van die stad besig is om te onderhandel buite, is die hele stad in hom. As ek dit so kan sê. Hulle praat deur hom. En die koningskleed wat hy aan het, bedek nie net vir hom nie, maar op 'n manier ook almal wat in die stad bly. Almal in die stad is by wyse van spreuke onder sy kleed op daai oomblik en in hom of by hom. En dit is amper so iets, die familie wat ek dink Paulus hier in Galasiërs 3 verse 26 tot 28 bedoel wanneer hy sê dat ons almal, omdat ons gedoop is, kinders van God is, een is, in Christus is. Christus, sê Paulus vir ons, is ons amptelike verteenwoordiger by God. Ons amptelike verteenwoordiger wat by God, om die beeld aan te gebruik, onderhandel vir ons verlossing. En die doop, familie, die doop dan, daar waar ons God se verbondsteken ontvang, is die wyse waarop God aan ons wys, waarmee God aan ons bevestig, dat ons so deur Jesus Christus verteenwoordig word, dat ons aan hom verbind is. Hy, wat Jesus is God se seun, is God se kind. En omdat ons aan hom verbind is, omdat ons in hom is
is ons saam met al die ander gedooptes God se kinders. Nou dit beteken nie dat ons eenheid met Christus net in die doop, of net in die doop alleen, of eers wanneer ons gedoop word tot stand kom. Dit beteken nie dat iemand eers 'n kind van God word wanneer hy, of nadat hy of sy gedoop is, of net 'n kind van God is omdat hulle gedoop is. Paulus sê in Galasiërs 2 vers 19 dat ons alleen op kindskap aanspraak kan maak omdat ons die geloof as 'n genadegawe ontvang. Wat egter wel in die doop gebeur, of met die doop gebeur, is die bevestiging van dit wat God aan ons in die geloof gee. Naamlik die voorreg om kinders van God genoem te word. Wat onder andere beteken, familie, dat omdat ons in Christus gedoop is, omdat ons in Christus is, wanneer God na ons kyk dan, na ons as mens kyk, na ons dade, na ons motiewe, ons optredes kyk, wat ook al hy sien, hy nie ons tekortkominge of ons sonde of die slegte raak sien nie, maar hy sien die sondelose, die vlekkelose, volmaakte bestaan van Jesus Christus wat in ons is. En omdat ons nou deur die doop in Christus is, spreek God ons vry. En juist daarom maak die verskille tussen mense wat gedoop is nie meer saak nie. Of jy nou man of vrou, vry of slaaf, Jood of Griek is, sê Paulus, of jy nou werkgewer of werknemer is, oud of jong, gesond of siek, dominee of lidmaat, ouderling of diaken, wat ook al, vir God maak dit nie meer saak nie. Dit maak miskien vir ons saak, maar nie vir God nie, want voor hom is ons almal gelyk. Ons is almal met dieselfde doop gedoop. Ons is syne in die doop. Ons behoort aan hom. En so ook Ian en Carla wat vanmôre gedoop gaan word. Vir God is almal ewe belangrik. Want ons word in Christus gedoop. En omdat Jesus Christus God se kind is, word ons dit ook. En nou moet ons ook net by ietsie dalk 'n bietjie meer negatief stilstaan vir 'n oomblik. En dit mag miskien vreemd klink as ons nou hieroor gaan praat in vergelyking met dit wat nou al reeds gesê is vanmôre, maar dit is belangrik dat ons dit weet, of belangrik dat ons dit hoor, want dit is so. Nie almal wat gedoop is werklik kinders van God. Of dan ten minste bly nie outomaties kinders van God nie. Nou, kom nie. Want Paulus sê iets baie belangrik in hierdie gedeelte. Hy veronderstel iets moet gebeur. Hy sê dat die doop vir ons aangebied word, maar ons moet dit vat. Hy sê die doop word vir jou gegee, aangebied op 'n skinkbord dan nou eintlik, maar jy moet dit gryp. Jy moet dit vir jouself neem. Soos wanneer as ek vir jou iets aanbied en sê maar vrugte en jy vat dit nie, dan het jy dit nie. So eenvoudig soos dit. God bied dit vir ons aan in die doop. Hy bied vir ons hierdie geloof aan, hy bied vir ons die doop aan. Ons moet dit neem. Maar om het anders te sê, of het dalk bietjie beter te verduidelik, in die woorde van Galasiërs 3 vers 27, almal wat deur die doop met Jesus Christus verenig is, moet lewe soos mense wat aan die Here behoort. Wanneer ons gedoop word, kry ons 'n nuwe status. As jy gedoop word, kry jy die status van ek is nou in Christus. Ek is deel van Christus. En om in Christus te wees, beteken om jouself met Jesus te bekleed, om jouself met Jesus aan te trek. Om jouself aan te trek met die lewe wat hy geleef het. Wat eenvoudig beteken, familie, dat wanneer ons, veral in die lig van vers 29 wat ons gelees het, wanneer ons na ander mense kyk, moet ons kyk na hulle soos wat God na hulle kyk. Of soos wat God na ons kyk. Omdat ons in Christus is, het God ons lief, soek hy ons, troos hy ons, vergewe hy ons.
En bo alles, beskou God niemand belangriker as 'n ander nie. Almal is vir God ewe belangrik, want deur die doop in Christus het almal sy kinders geword. En familie, presies so moet ons ook kyk en doen. Ons is immers nou in Christus deur ons doop. Ons is bekleed met Christus. Ons behoort nou aan Christus. En om in Christus te wees, sê Paulus, of impliseer hy eintlik meer, is om soos Christus te wees. Aan almal rondom ons. Aan hulle wat saam met ons bly, aan ons huweliksmaats, aan die kinders wat God vir ons gegee het, aan elkeen wat my lewenspad kruis. Ook daar waar ons van mekaar verskil. Ook daar waar ons nie saamstem nie. Want ons almal is deur ons doop mos nou in Christus. Ons is mos nou bekleed met Christus. Nou dit beteken mos nou glad nie dat alle verskille en verskeidenheid in die wêreld ewe skielik gaan verdwyn. Nee, dit beteken dit glad nie, maar wat wel moet gebeur, is dat omdat ons in Christus gedoop is, en omdat die Gees daarom deel is van ons en met ons werk, moet ons toelaat dat God ons tot vrede, eenheid en in liefde saambind. Want ons is mos gedoop. Ons is mos nou in Christus, sê ons. En wie aan Christus behoort, moet lewe soos iemand wat aan Christus behoort. En ek sluit af. Die kerk is, of behoort te wees, in hierdie wêreld 'n baie vreemde verskynsel van gemeenskap. En dit is veronderstel om 'n gemeenskap te wees waar al is daar verskille, ons met liefde vir mekaar en vrede onder mekaar moet leef. In die wêreld, juis as gevolg van die verskeidenheid, is daar mos nou baie weet ons, is ons baie haat, vyandskap, afguns, jaloesie, allerlei dinge wat mense uit mekaar uitdryf. In die wêreld is daar die belangrikes en die onbelangrikes. Die mense met status en die sonder status. 'n Verskeidenheid wat so maklik verskeurdheid kan veroorsaak. In die kerk, familie, ek praat nie net van die NG Kerk nie, ek bedoel nou die geloof, Christendom, moet dit anders wees. Ons is almal gelyk, want ons almal is in Christus gedoop. En hier moet liefde en vrede oorwin, altyd. Want agter ons liefde, agter ons vrede, lê daar mos hierdie groot ding wat ons in gemeen het met mekaar, die feit dat ons gedoop is. Ons is gedoop. So ons het almal in Christus God se kinders geword. Amen. Kom ons bid. Dankie liewe Here. Dankie Here dat ons vanmôre weer opnuut iets van die doop kon hoor. Dat ons opnuut weer miskien kan dink oor ons doop en eintlik wat dit beteken, Here. Dat ons verby die waterdruppeltjies kan kom, kan kyk en kan sien dat die doop veel groter en veel meer beteken vir ons as Christene. Dankie Here dat ons ook nou oor 'n oomblik die fisiese doop kan beleef en kan sien. Dankie Here dat ons so deel gemaak word van die koninkryk. Here, ons prys U vir al die liefde, vir al die genade. U bly goed. Amen. Familie, ek gaan julle nooi om saam met my te staan en dan sing ons my enigste troos, as ek nou my volgorde reg het, waarna dan vir Stefan en Charmaine na die lied gaan vra om na vorentoe te kom en dan gaan ons hierdie wonderlike geleentheid van hierdie doop saam as 'n gemeente beleef. Kom ons staan en dan sing ons saam. My enigste troos in lewe en
Familie, wat 'n wonderlike voorreg het ons om vanmôre 2 amper volwassenes te doop. Ian het in die week 13 geword. Carlo, hoe oud is jy nou? 8. Kan jy dit glo? Ongelooflik. So my Stefan, julle kan hier voor my kom staan. God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem hierdie ooreenkoms 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. Dit beteken dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg. Dat Jesus Christus ons verlosser is, dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore word, veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gestel. Daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit. Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. Dit is nie net 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander mense onderhou nie. Dit is ook nie 'n bygelowige handeling waardeur ons so teen gevaar of ongeluk beskerm word nie. Dit is ook hierdie geleentheid waar ons kinders name kry. Dit gaan by die doop oor God wat hom met sy liefde aan mense verbind. Nou voordat die doop aan julle kinders gaan bedien word, kry julle die geleentheid om aan die hand van die volgende paar vrae julle geloof te bely. Glo julle in God die Vader wat julle versorg, bewaar en liefhet? Glo julle in Jesus Christus wat vir julle sonde aan die kruis gesterf het? Glo julle in die Heilige Gees wat in julle woon en wat julle rig en lei om volgens die wil van God te leef? En bely julle dat alhoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Yes. Ian, Carla, kom eens aan my toe. Familie, ons het die wonderlike voorreg om hierdie 2 kinders vanmôre te doop as lidmate van hierdie gemeente. Ons begin met jou. Carla Kreer, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Ek moet baie keer praat. Ian Kreer, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Dan moet jy maar gemeente, die doop wat ons sopas bedien het, bevestig ons aan ons God se genade en sy liefde. Dit maak ons en ons kinders bewus van die vaste grond waarop ons geloof is. Daarom kry julle as ouers by die geleentheid om op God se genade te antwoord deur die volgende te beloof. En in die pad wat julle al reeds gestap het met julle kinders, kan mense dit sien, maar beloof julle om hierdie kinders, soos wat hulle nog groter word, oor die betekenisse en die eise van die genadeverbond in te lig. Beloof julle om vir hulle aan te hou om 'n voorbeeld te wees van geloof en gehoorsaamheid. En beloof julle om hulle te help om God se beloftes hulle eie te maak. Raai vir my om en kyk na die gemeente asseblief. Gemeente, hierdie doop het hierdie kinders deel geword van ons gemeente.
Daarom het elkeen van ons die verantwoordelikheid om deur gebed en voorbeeld hierdie kinders en hulle ouers te ondersteun. Beloof julle om hierdie verantwoordelikheid so na te kom, dat hierdie kinders die Here kan leer ken, liefkry en dien, en kan groot word tot eer van sy naam. Wat is julle antwoord nie? Kom ons bid vir hulle, ons bid die Here se seën oor hulle uit. Almagtige Here, Hemelvader, dankie dat ons op hierdie manier u liefde, u genade kan beleef. Dankie Here dat ons vanmôre vir Ian en vir Karla kon doop in u huis. Dankie Here dat u hulle al lankal deel gemaak het, maar dat hulle vanmôre iets het om saam met hulle te dra. Dankie Here vir ouers wat hulle liefhet en vir hulle alles van die beste wil gee. Here, ons bid u seën oor hulle uit. Mag u genade vir hulle elke dag lei en mag u lig op hulle paaie skyn. Dankie Here vir u liefde, vir u vrede. Amen. Familie, ek gaan vir ons slotlied speel. Vir die van julle wat julle hele lewens in Bridgetown gebly het, dis Engels. Weet maar net nie skrik nie. Daar is ander tale as Afrikaans ook in die wêreld. Ons gaan hierdie lied luister. Die lied se naam is No Longer Slaves. Ek glo van julle het hom dalk al gehoor ergens. Dis 'n besondere lied. Dis 'n lied wat sê dat ons is vrygekoop, vrygemaak deur die bloed van Christus. Kom ons luister na hierdie lied. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child